Dankie, dit is weer goed om hier so by julle te wees. Ons het nou net 'n bietjie van 'n opname gedoen net voor hierdie diens, waar hulle die storie op video wil sit vir die internet en gevra ek moet dit in Engels doen. En ek het skielik gesukkel om dit in Engels te doen. Ek praat al so baie Afrikaans die laaste paar dae, so lekker. Ek sê vir Manda, dit is so lekker om tussen ons eie mense te wees. Julle kan nie glo hoe lekker dit is om tussen ons eie mense te wees nie. Daarso voel ons baie keer baie eensaam. Ek het groot geword in die Good to Chats with Aria, toe ek nou kind was die Afrikaanse gemeenskap so groot. Ons het Dingansfees gehou, geloftefees was dit later. Ons het speletjies gespeel tussen mekaar, die kinders en so aan. Al die dinge wat mens doen as 'n Afrikaanse gemeenskap. Engelsman daarso was eintlik 'n vreemde ou. Dit is nou 'n govermentspersoon soos 'n polisieman of 'n distrikkommissaris nou Engels wees en hy moes vinnig Afrikaans leer. Want die hele gemeenskap was Afrikaans. Dit was so groot gemeenskap. En dit is so jammer dat waar hulle nou rugby teen mekaar gespeel het, is daar nou een boer oor en die res is almal van hulle plase af. So ek is in Zimbabwe groot geword. Dis waar ek my hele lewe al is en ek is lief vir die land, ek praat hulle taal, Shona, en ek is lief vir daai wêreld. Nou, ons familieplaas was op Gutu daar het ek maar groot geword. Ek sê vir mense, jy weet hoe ons nou kinders was, almal was arm. Daar was nie ryk mense daar, almal was maar arm. Ons het maar 'n buite toilet gehad, 'n long drop soos ons sê, en almal het dit gehad, al die boere. Ons het nie water gehad wat met pype kom nie, ons het van die put af gaan water haal, en dit is maar hoe ons geleef het, al die boere het so geleef. Dit is maar hierdie moderne dinge wat ons nou het. Is lekker die moderne dinge, maar ek het so groot geword, Afrikaner in 'n Afrikaanse gemeenskap, en ek moet vir julle sê, dit is lekker om weer in 'n Afrikaanse gemeenskap, daar's ietsie baie spesiaal van die Afrikaner mense. Ek is lief vir julle, en dit is vir my ongelooflik lekker, net om saam met julle te wees. In 2000 het die plaasbesettings begin in Zimbabwe. En dit was wreed geweest. Ons het baie vriende gehad in Marandellas, toe Marandera nou, en baie vir hulle gaan kuier daarso, en die plaasbesettings het baie sterk daarso in Marandera, Wedza area gebeur. Ek onthou toe Stevens vermoor was, omdat hy vir die MDC support agter MDC gestaan het, en ons was daarso in Marandera, net daarna 'n boer gaan kuier in die hospitaal wat verskriklik geslaan was, blou en pers amper doodgemaak was. En ons was verskriklik sterk gevoel, die plaasbesettings, 2000, 2001, 2002, 2002 toe hoor ons dat in die Gutu area, in ons area, ek bly nou in Gweru, maar in die Gutu area waar ek groot geword het, waar my broer nog op ons familieplaas geboer het, dat hulle van hulle plaas moes af. En ons het gegaan en gehelp om soveel as moontlik van die plaas af te kry terwyl ons nog kans het. En ons huis in die dorp was vol plaasgereedskap, trekkers en ploë en allerlei goeders. Ons kon amper nie beweeg nie. En dit was 'n baie moeilike storie daai, om van ons plaas af te trek en te sien hoe dit alles geneem word. Maar in daai tyd het ek gevoel, dit is verkeerd. Dit is net verkeerd. Ons die plaasboere het nêrens gehad om te gaan nie. Baie van hulle het New Zealand toe gegaan, en Australië en Suid-Afrika en Malawi en waar ook al, Mosambiek getrek. Maar wat maak hulle met hulle beeste? Daar duisende beeste.
dit was net geslag en geslag en geslag. Binne 2-3 jaar het die nasionale herd, wat's dit, kudde, gesak na omtrent 10% wat dit gewees het. Binne 2-3 jaar, sê maar amper 90% van die beeste was net uitgeslag. En ek het gesien dit gebeur en ek gevoel dis verkeerd en ek moet ietsie doen daaromtrent. En ek begin ek het al lankal is ek lief vir 'n plaas, maar ek begin 'n hinkering voel binne in my dat ek moet begin boer. Ek het 'n ingenieurswese, gietery en ingenieurswese. Ek is 'n pattern maker, my ambag, en dan word in die gietery besigheid. Maar ek het net gevoel ek wil begin boer. En mense waar ek dit gedeel het gesê, jy's stupid man. Hoe kan jy nou begin boer terwyl al die ander mense af van die plaas af gejaag is? Maar ek het gevoel, partykeer moet mens stroom op. Terwyl al die ander wegvlug, moet jy stroom op. Jy moet staan vir wat reg is. En ek begin rondsoek vir 'n plaas wat ek nou kan huur of iets. Ek het nie geld gehad om 'n plaas te koop nie. Wie koop 'n plaas in Zimbabwe terwyl al die plase weggeneem was? En ek soek en ek kry 'n boer wat 'n klein plaasie het en wat met blomme werk. Hy voer blomme uit. Maar die res van die plaas het 'n klein deeltjie wat hy onder blomme sit en die res van die plaas staan, daar's niks wat daar aangaan. Die gras staan so, daar's geen drade, niks nie, dit is verwaarloos. En ek sê vir hom, is dit moontlik dat ek miskien net jou plaas kan huur, miskien agter beeste kan inbring? Ja, sê hy, nee, hy is heeltemal gelukkig daarmee. Toe, wel, ek moet julle sê, in Psalm 119, ek het dit nou vanmôre 139, terwyl ek so bid vir 'n plaas en vra vir die Here en dit is so onmoontlik en almal word van die plase afgejaag en almal is vol vrees en so aan, bid ek in my stilte tyd een môre, lees ek hierdie Psalm 139 en ek kom hier so by vers 12 en dit sê, even the darkness, jy weet hierdie Psalm is omtrent dat die Here alles weet van ons, is dit nie? Hy weet as jou inkom en uitgaan, hy weet alles van jou, voordat jy gebore is, het hy jou in jou ma se baarmoeder geweef en so, en hy weet alles van jou, dis die Psalm. Nou, in vers 12 sê dit, even the darkness is not dark to thee. The night is as bright as the day. Darkness and light are alike to thee. En toe ek dit lees, toe is dit asof daai versie so vir my uitstaan en die Here praat met my en ek sê vir die Here, Here, U weet al die antwoorde, al is dit nag vir my, al weet ek glad nie wat om te doen nie, U weet, U het die antwoord waar ek nie 'n antwoord het nie, waar geen mens 'n antwoord het nie, God sien en God weet. En ek skryf hier so langs my, langs die verse, en jy kan sien daar so waar ek geskryf het, ek skryf hier so, He knows my way even when it is dark before me. 28th of June 2002, the farm seems impossible now. So wat ek daar so skryf. Hy ken my weer, al is dit nag vir my. Ek weet nie hoe ek dit gaan doen nie. Maar Here, ek wil 'n plaas hê. En nou lyk die plaas onmoontlik. Dis die 28ste Junie 2002. Die 12de Julie kom die beeste op my plaas. Binne 2 weke van daai versie het ek hierdie plaasboer gekry en hy sê ja, jy kan hierdie plaas huur, maar jy kan dit net vir 3 maande hê. Julie, Augustus, September. Ek sê, Oktober is dit so warm en hierdie plaas het so min water dat ons nie genoeg water het vir die blomme wat ons besproei nie, dan moet jy beeste af, want ons het nie genoeg water daarvoor nie. Ek sê vir hom, is okay, ek kom op. En 12de Julie kom 60 beeste van my broer af, en
ek begin boer. Nou, ek het nooit voorheen geboer nie, hoor. Ek's lief vir die boerdery, ek lief daarvoor, maar ek het niks geweet van beeste of niks nie, ek het niks geweet nie. My broer sê vir my, as 'n bees siek is, gee vir hom terramycin. So, my beeste kry maar die terramycin. So, ek begin te boer. Ek bly in die dorp, dan gaan ek elke dag uit vir my 2 jong ouetjies gestuur van die plaas. Hy het gesê, hierdie ouetjies is redelik wakker, hulle weet hoe om met beeste te werk. Ek stuur hulle saam, dan kan hulle help om agter die beeste te kyk. So daai 2 ouetjies het nou soort van vir my geleer. My broer self is 'n veearts. Ek het baie van hom af geleer. En ek begin te boer. Elke dag gaan ek nou uit na die beeste, tel die beeste, weeg die beeste, spuit die beeste in, dip hulle en so aan. Ek begin nou boer. Ek kom so eind van September. Nou weet ek kan nie Oktober maand op daai plaas wees nie, want hulle het nie genoeg water nie. En by toe Oktober aanbreek, toe het ek nog geen ander plek nie. Wat gaan ek nou doen? Ek gaan nie na die boer toe, ek sê, hoorie so, ek weet die probleem is water, maar gee om, as ek aangaan hier so, en ek sal water uitbring van die dorp af, elke dag vir die beeste, dat hulle nie jou water drink nie. Ja nie, is oké, sê. En ek doen dit toe. Elke dag, ek kry vir my 'n paar dromme, trailertjie agter op my kar, ek maak die dromme elke môre en elke aand vol in die dorp, ek neem dit uit en gee die beeste water, elke dag, so ons vir 'n maand aangaan. Die begin van November kom die boer na my toe en hy sê, man, in daai tyd begin hulle toe plase neem van mense om ons. Tot daai tyd toe was daar nie in Gweru enige plase geneem nie, maar hulle begin toe in Gweru. Een na die ander vat hulle die plaas en die boer raak nou bang. Hy sê vir my, jong, ek wil nie eintlik 'n plaas besit nie. Ek wil net boer, ek wil net huur van 'n boer en my blomme doen, maar ek wil nie eintlik die plaas besit nie, ek wil liewer 'n huis in die dorp besit. Toe sê ek vir hom, jy wil dorp toe kom en ek wil plaas toe gaan, hoekom ruil ons nie net, ek gee jou my huis, jy gee my jou plaas? Hy sê, nee, maar dis right. En in 'n dag het ek 'n plaas. Dit was 'n absolute wonderwerk. Absolute wonderwerk. En ons reël toe en dit het ook so gewerk dat hy voorheen die plaas op in 'n kompanie gesit het, in 'n maatskappy gesit het. So al wat ons gedoen het, want jy mag nie plase verkoop het sonder die toestemming van die Minister of Lands nie. En so omdat jy nie mag plase verkoop nie, as jy wil 'n plaas koop, moet jy eers toestemming kry, en hulle sal nooit vir jou toestemming gee nie, want hulle wil nie hê enige wit mense met plase koop nie. So hoe gaan ek nou maak? Wel, die plaas was al klaar op 'n maatskappy. So al wat ons gedoen het, is net die direkteurs verander. Dan. Het was so maklik. Ek het 'n plaas gekoop in 2002. En hy hier toe van my af, die klein stukkie voor, waar hy nou blomme doen. Hy het dit vir so 2-3 jaar gedoen. Toe raak hy ook moeg daarvoor toe sê, nee, hy wil nie meer hier nie. Toe vat ek nou die hele plaas oor. Maar dis hoe ons 'n plaas gekry het. Maar baie mense sê vir my gedurig, hulle gaan jou plaas van jou neem, hulle gaan jou plaas van jou neem. En ek lees hierso in Jeremia, Jesaja, net gou daai versie, want dit is nou 'n belangrike versie. En dit is belangrik vir julle wat sukkel met julle plaas met dinge. Luister na hierdie versie, Jesaja hoofstuk 33. As jy kyk daai hoofstuk, ek gaan nie die hele ding lees nie, maar as jy kyk daai hoofstuk, dit is Jesaja is in Jerusalem teen daai tyd toe die Assyriërs kom en die hele noord 10 stamme van Israel in ballingskap geneem het en die suid 2 stamme van Juda was onderdruk. Enige tyd kan hulle inkom, enige tyd kan hulle alles vat wat ons het en selfs die klein dorpies was al klaar geneem en hulle was onderdruk.
En dit is in daai tyd wat hierdie skrif geskryf is. Hulle is onder druk om alles wat hulle het te verloor, nê. En dit sê hierso in vers 14, sinners in Zion are terrified, trembling as sees the godless. Die mense is verskriklik bang. Hulle bewe van bangheid. Hulle gaan alles verloor. Dan vra hy die vraag, who among us can live with a consuming fire? Who among us can live with continual burning? Hoe kan ons lewe met hierdie vuur wat om ons die hele tyd brand, hierdie verskriklike ding wat hier so alles om ons beweeg? En dis 'n vraag wat julle kan vra hier in Suid-Afrika. Hoe kan ons lewe met al hierdie verskriklike dinge wat gebeur? Dan antwoord hy dit profeties. Hy sê vers 15, he who walks righteously, who speaks with sincerity, he who rejects unjust gain and shakes his hands so that they hold no bribe, he who stops his ears from hearing about bloodshed and shuts his eyes from looking upon evil. In ander woorde, ons loop in geregtigheid, ons doen wat reg is, ons het geen deel met onderhandse goed nie. Ons hou ons ore toe, bot toe, vir al die dinge wat mense sê. Mense praat, hulle gaan jou moor, hulle gaan dit doen, hulle gaan doen, ek maak my ore toe daarvoor. Wil dit nie hoor nie. En maak jou oor toe vir al die slegte dinge. Hou nie aan die hele tyd kyk na maar het jy gesien die laaste ding wat hulle gedoen het? Het jy gesien daai wat hulle gedoen het? Die hele tyd kyk na die slegte. Maak jou oor toe daarvoor. Kyk na die Here. Die hele tyd kyk na die Here. Hy sê daai man, vers 16, he will dwell on the heights. Hy sal op die hoogtes lewe. His refuge will be the impregnable rock. Sy skuilte sal in die rots wees wat glad nie niemand kan inbraak neem in daai rots nie. His bread will be given him, his water will be sure. Jy sal jou brood en jou water hê. En dan sê dit, your eyes will see the king in his glory. So, daai skrif het baie sterk na my toe gekom en ek het besef ek moet my oë en my ore toemaak vir alles wat die wêreld vir my sê. En die ander plaasboere vir my sê, ek gaan boer. Ek bou damme, ek sit besproeiing in, ek bou en breek en doen allerhande goeders. Ek ontwikkel die plaas. Nou is ek gelukkig ek 'n ingenieurs agtergrond, so ek kan allerhande dinge doen. En ek bou. En so het ek maar aangaan jaar na jaar, maak nie saak dat mense reg om my hulle plase verloor het nie, ek het net aangaan. Maar in wat was dit, 2000 of so, vra die NG Kerk vir my om oor te neem as dominee daarso. Ek is nie opgelei met die NG Kerk nie, maar die NG dominee het ook maar bang geraak vir die situasie en hy is voort Suid-Afrika toe, daar is skuiling in Suid-Afrika en hulle het ook geen ander dominee gehad nie. Daar is op die oomblik 3 dominees, NG dominees in die hele Zimbabwe. 3, dien die hele Zimbabwe. So Guido het glad nie 'n dominee gehad nie, toe vra hulle vir my, ek sê nou die enigste Afrikaanse pastoor wat nou in Afrikaans kan preek en ek kom preek daar. So en ek bedien hulle nou reg in die Afrikaanse gemeenskap, die bietjie wat daar nog oor is, ek bedien hulle. Maar die Here leer vir my toe baie dinge, soos wat ek vir hulle bedien, leer die Here vir my en omtrent 2 jaar voor die plaasbesetting nou waargeneem het, begin die Here vir my oopmaak iets wat ek nooit voorheen verstaan het nie, die ding van die hart. En daarso kan ek nou nie die hele, dit is ure se studies wat om daai ding heeltemal uit te lê. Maar die Here begin oopmaak vir my die dinge van die hart, die feit dat in ons harte dink. Ek sal net basies sê, ons luister een keer na DVD en hy praat van hoe ons dink in 2 plekke, ons dink in ons koppe en ons dink in ons hart. Nou, ons weet ons dink in ons koppe, maar die dink in ons hart het ek nooit voorheen aan gedagte gegee nie. En ek sê maar die Bybel is vol van die gedagtes wat in die hart ingaan en wat ons in ons harte dink is wie ons is.
En dat ons moet versigtig wees wat ons in ons harte sit, want Spreuke 4 sê daar so, out of the heart flow the issues of life. Die dinge wat regtig saak maak, vloei uit jou hart. En Matteus 12 vers 33 en so aan praat van the treasure of the heart. Out of a good treasure, a good man speaks. Out of an evil treasure of the heart, the evil man speaks. So, almal van ons het 'n treasure, 'n skat, 'n klomp goeders wat ons in ons harte geberg het. En Jesus praat daar so met die Fariseërs in hoofstuk 23. Hy sê vir hulle, julle maak die buitekant van die koppie skoon, maar binnekant is dit vol van vuilis en so aan. Dan sê weer die volgende gelykenis, julle is net soos grafstene wat julle mooi wit verf buite, maar binnekant is vol dooie mans bene en doderyk. En ek besef maar die hart is 'n ding soos 'n koppie wat mens goeders insit. Jou hele lewe lank sit jy goeders in jou ervarings en die dinge wat jou ouers vir jou sê en jou vriende vir jou sê en wat in die skool aangaan het en jou onderwysers, so en alles daai in ons harte. Party van daai is goeie ervarings en dit is mooi dinge wat ons in ons harte sit, maar baie van daai is slegte ervarings. Geweld en alles daai wat ons beleef. En ons sit miskien bitterheid of geweld of haat of iets sit ons in ons harte en daai denke wat aangaan binne in ons harte is wie ons word. Ja. En ek begin na my eie hart kyk en sê, "Jog man, ek het 'n paar dinge daar so in daai hart van my wat nie eintlik so mooi is nie." En die Here begin met my werk, met my eie hart. En ek het al gedeel oor die besnydenis van die hart, waar die Here begin met my deel oor die besnydenis, dat ek die vleeslike dinge, die dinge van die wêreld, moet afsny, vir hom vra, Here asseblief, soos Dawid uitgeroep het in Psalm 51, toe hy na Batsheba en so aan, roep hy uit en hy sê, Here, maak my hart tog skoon asseblief, reinig my hart is vol van dinge wat nie daar moet wees nie. En die Here doen dit as ons uitroep na hom. Ek begin uitroep en sê, Here, ek wil 'n hart hê wat rein is, 'n hart wat skoon is, hart wat u gedagtes dink en u woord kan hoor, u Heilige Gees se stem kan hoor. Ek wil nie dit meng met allerlei dinge van die wêreld nie. Ek wil 'n suiwer hart hê. En so die Here begin toe so in my eie hart te werk en mettertyd omtrent so 2 maande voor die plaasbesettings toe begin hy vir my in my stilte tyd, toe begin ek die stem van die Here hoor op 'n spesifieke ding en dit is, hy sê vir my, as jy nie gewillig is om jou plaas en dit vir my te gee nie, kan jy nie my disipel wees nie. En ek blaai vinnig aan, want ek wil nou nie oor die plaas nie. Maar die Here is so getrou en so liefdevol in die manier wat hy praat nie. As jy dink nou aan Petrus, hoe hy 3 keer vir daai mense gesê het, maar ek ken glad nie hierdie Jesus wat julle van praat nie. En Jesus het vir hom gesê, vanaand voor die hoenderhaan gekraai het, gaan jy 3 keer ontken dat jy my ken. En dit is ook toe so dat hy 3 keer ontken. Nou, Jesus is dood en Petrus nog nooit reggemaak met Jesus nie. en toe Jesus natuurlik nou weer opstaan uit die dode, weet Petrus, daar's 'n issue tussen hy en Jesus wat reggemaak moet word en dis 'n awkward issue, dis 'n moeilike ding wat reggemaak moet word en hy weet nie mooi om dit te hanteer nie. En dan lees mens daar in Johannes 21 waar Jesus daar so by die meer is en Petrus het vir die ander disippels gesê, hy is mos die leier, ek gaan visvang. Nou, ek gaan visvang beteken ek gaan terug na my ou weer toe, is dit nie? Ek gaan terug na wat ek gewoond was aan. Hy gaan visvang.
en is daar, terwyl hulle daar besig is om vis te vang, en hulle kan nie vis vang nie, die hele nag werk hulle, en hulle vang niks nie, staan Jesus aan die kant van die meer, en hy roep uit, en hy sê, gooi julle net aan die regterkant, en so, julle ken die storie, hoe daar groot klomp vis, en toe besef hy, Petrus, dis Jesus. Jy weet wat doen hy? Ja, hy is verleë, nee, want hy het 'n issue met Jesus. Hy is nakend, hy spring sommer net so in die water, want hy is verboureerd, wat maak hy? Hy spring in die water, en hulle kom toe uiteindelik uit, en so, en nou is Jesus daar, en is nou 'n bietjie te naby, en Jesus sê, hoeveel visse, het julle enige visse gevang? Petrus is die een wat sê, ek gaan gou tel. Ek gaan weg om te tel, en dit sê vir ons, daar is 153 visse daar gewees. Hoe weet ons dit? Hy het getel. 1, 2, 3. Hy het 'n issue met Jesus, en hy hou dit weg so lank as wat hy moontlik kan. Maar Jesus wag vir hom. Hy gee hom tyd, en toe hy nou klaar is, die visse bring, en hulle braai daarso, en is nou lekker rustig, sê Jesus vir hom, Simon, seun van Jonas, het jy my lief? En is daai stem wat ek gehoor het, Henry, is jy gewillig om jou plaas en alles te gee vir my? En Simon sê, ja Here, jy weet dat ek jy lief het, maar is nie heeltemal diep genoeg nie. Die Here sê vir hom, gaan voer my skape. Tweede keer, Simon, seun van Jonas, het jy my lief? En die tweede keer vra die Here vir my, nou, maar hy wag so 'n week of 2, jy weet, laat ek nou net bietjie kan settle in die eerste woord. Henry, as jy nie gewillig is om jou plaas vir my te gee, en alles nie, dan kan jy nie my disipel wees nie. En weer wil ek net vinnig aanblaai, maar daai woord is daar so in my hart, maar ek wil nie eintlik aandag gee daar nie, want dit is, elke boer is baie lief vir sy plaas, en daar's dinge wat ons baie lief voor is. Die derde keer sê Jesus vir Simon, Simon, seun van Jonas, het jy my lief? En dis die derde keer wat hy breek. Hy sê, dit sê hy het bedroef geword, die Afrikaans, hy het bedroef geword. Dit het ingesink, ja Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. En die Here vra vir my derde keer, as jy nie gewillig is om jou plaas te gee nie, en alles, dan kan jy nie my disipel wees nie. En ek begin besef, vir die eerste keer, ek gaan my plaas verloor. Ek sê, Here, as dit moet, is ek heeltemal gewillig, ek gee dit vir u. En alles wat ek het, my vrou en kinders, my alles, ek gee alles vir u. U is werd baie meer as alles wat ek besit. Ek gee dit vir u. So, dit is toe ek my plaas gegee het. Nie toe daai mense gekom het, 2 maande later nie. Die 24 April, is ek besig om kuilvoer te sny, en ek nou baie laat gesny, ek sny nooit kuilvoer so laat nie, maar ek baie laat gesny, want ons het 'n verskriklike droogte gehad, en dan hou ek maar aan, miskien reën dit nog bietjie, laat die voer nou bietjie hoër gaan, en bietjie hoër gaan, uiteindelik kon ek niks meer aanhou, en ek is besig om te sny. Die laaste dag van die sny, ek nou net besig om klaar te maak, sien ek, maar hier kom hele klomp karre opgejaag, so vinnig, hierdie groot karre, is altyd sulke groot smart, baie keer is hulle gestamp aan die kant, maar sulke groot, julle ken die storie. Ons kan lag daaroor, want ons sien die goeders elke dag. Maar hulle kom opgejaag, en is net 'n stofwolk. En ek weet dadelik, dis vandag is die dag. En ek stap na hulle toe, en hulle klim uit, sommer, omtrent 20 mans uit hierdie 4 karre, en is groot, vet ouens, so, ek weet nie hoe hulle almal daar aangekom het, en jy kan sien die swart woede en haat, wat uit hulle oë uitkom, en arrogansie wat daar is, en die landkommissaris,
ek erken hom toe en ek loop direk na hom toe. En ek groet hulle vriendelik, maar hulle mompel net 'n groete terug. En die landkommissaris sê vir my, you know that the government has taken over all farms, all farmland, and you are living illegally on this land. So, okay. So, well, we have a new owner for this farm, and we want you to cooperate, but can we sit down somewhere so we can talk about this? So ek, ja, julle is welkom, wil julle binnekant kom of buite? Ek maar gehoop hulle sê buite. en hulle is ook verleë, jy weet hulle doen verkeerd. En ons gaan sit toe daar op die tuinstoele, en nou sit hulle so om my, met woede en haat en so aan. Jy weet, dit is asof dit swaarde is wat uit hulle oë uitkom die hele tyd. En as twee ouetjies wat daar sit, met pen en papier, en is reg om te skryf. Enigiets wat ek sê, skryf hulle neer, dat hulle my kan probeer vasvang. En jy weet, jy moet verskriklik versigtig wees wat jy sê, want hulle wil jou vasvang. En hulle begin dreigemente gee, en allerhande goeders, hartlike goeders wat hulle vir my sê. Een groot vet ou sê, ons gaan ons boys stuur om jou uit te jaag, uit jou huis uit, dat jy net met jou klere aan jou rug uitgaan en niks anders nie, as jy nie saamwerk met ons nie. Dit is oké. Maar met die dreigemente en so aan, sê die een man vir my, weet jy wie is, do you know who I am? En jy weet, hy is so arrogant. Do you know who I am? Ek sê vir hom, no, I don't know who you are. En ek kan sien die ouetjie is nou 'n bietjie teleurgesteld, dat ek nou nie eintlik weet wie hy is nie, want hy is nou so 'n wrede man en so 'n sterk man. Almal moet weet wie hy is, maar ek het regtig nie geweet wie. Later het ek uitgevind wie hy eintlik was en die wrede dinge wat hy gedoen het. Maar ek het nie geweet nie. Hy sê, I am Mr. wat ook al sy naam is. And I can get people off their farms in 2 hours. 2 hours, sê hy vir my. Toe sê ek, Mr. wat ook al jou naam is, I want you to hear me. I have something I need to say to you. Listen to me very carefully. He said, what is that? Ek sê vir hom, I do not fear you. I fear only God. So you will have to stand in your own shoes one day before God and answer to Him for what you've done. And I will stand in my own shoes to answer for my reaction to that. I do not fear you. En dit het hom gerattel, weet. Maar hy sê toe sommer 'n simpele ding. Hy sê, well, I'm also a child of God, and if I take an AK-47 and I kill people, then I'm doing God's will, sê hy vir my. Ek sê, well, okay. In elk geval, ons praat toe wil hulle nou die plaas sien. Hulle wil nou hê ek moet hulle wys die plaas en die dairy en so aan. Ek sê, it's okay, ons kan gaan, ons stap to dairy toe. En die ouetjies, my werkers begin toe nou net te melk. Dit is nou 'n bietjie later in die middag, hulle begin, hulle begin toe te melk. En hulle wil toe nou sien waar my werkers bly, om te sien of ek mooi agter my werkers kyk. Agter die intimidasie en die haat en so aan was vreeslik. Maar toe ons nou so verby my dairy kom, waar my baktank is, ek het toe net die vorige week het ek 'n melkmasjien gekoop. 2 melkmasjiene, een van 'n 6-punt, een 'n 8-punt melkmasjien, en al die stukke het al die dele van die melkmasjien lê toe daar so mooi netjies weggepak. En hy sien dit en hy sê, waar kry jy hierdie? Toe sê ek, nee, ek het dit van 'n uitverkoping gekoop, public auction gekoop, van 'n ander melkboer wat van sy plaas af, hy was 4 keer van sy plaas af gesit, 1 keer in Wedza. Toe kom hy en werk op sy pa se plaas, hy het daarso afgegooi. Toe het hy intussen met 'n ander vrou, het hulle saamgekom, daarso gaan werk, hulle was van daai plaas afgegooi. Toe het hulle uiteindelik
'n plekkie in die dorp gekry, net 'n klein plekkie waar hulle net kan melk. En daarso was hulle afgegooi. Toe sê hy nee, ek het nou genoeg gehad. Ek gaan nou nie meer boer nie. Ek wil het sy hele kudde verkoop en ek het toe by die uitverkoping hierdie melkmasjien gekoop. Die ouetjie sien die melkmasjien, hy sê wat is dit? Ek sê dis 'n melkmasjien, ek het dit by die uitverkoping gekoop. Hy sê vir my vandalism. How can you take the things that belong on the farm, jy weet? En jy mag nou nie meer jou implemente en goeders van jou plaas afneem nie. Dit behoort aan die plaas en dit beteken dit behoort aan die regering. Jy kan net met jou meubels uitgaan, partykeer nie eers dit nie. Ek sê vir hom nee, maar ek moes uitverkoping gekoop. Toe sê hy vir my ek sê jou wat jy kan doen. Want ek het hom gesê is 'n 8 punt en 'n 6 punt. Hy sê vir my put up this 8-point milking machine for the new owner and then I'll let you have the 6-point. Asof dit sy is om vir my te gee. Ek moes dit net gekoop. In elk geval, ek los die ding toe. Later is hulle weg daarso, kom hulle terug bietjie later met die nuwe eienaar. En die nuwe eienaar kom daar en jy sien man die ouetjie is verskriklik senuweeagtig. Hy sit so op die kant van sy stoel en jy kan sien die ouetjie is senuweeagtig. Hy weet hy doen verkeerd. In elk geval ek praat toe met die ouetjie. Hulle vra vir my hoe lank wil ek hê? Dis die eerste keer wat 'n wit ouetjie gevra hoe lank wil hy hê om af van die plaas af te gaan. Ek sê vir hom geef my so 6 maande, dan kan ek daarin deur die seisoen gaan tot die winter klaar is en al my kuilvoer af gebruik is. Nee, 6 maande is te veel. Toe sê ek wel dis wat ek wil hê. Julle het my gevra wat ek wil hê. Nou moet julle voorstel wat sê julle? Toe sê die ouetjie 3 maande. Sê ek nee, so okay. Ek is heeltemal gelukkig daarmee. Ek sal 3 maande werk en ek sal julle help. En toe net 2 dae daarna het ek al klaar gereël. Ek moet Suid-Afrika toe kom want daar's 'n troue van 'n vriend van ons. So ek wil na die troue toe kom. So ek moes daai plaasdinge net so los om na die troue te kom en wetend dat ek nou my plaas verloor het. My vrou en die Here was so genadig vir haar. Ek dink dit sou baie moeilik gewees het vir haar om hierdie dinge te hanteer. Dit was nou net so dat sy in Durban was, want my familie was, ons kinders was daar op vakansie en sy het gou gegaan om saam met hulle te wees, en ek kon nie gaan nie omdat ek moes die kuilvoer klaar sny. So sy was nie daar nie. Ek het haar toe gebel en vir haar gesê, my skat, jy moet jou hart regmaak om die plaas te verloor. Ons gaan ons plaas verloor. En hulle het gebid daarso en so aan, maar toe ontmoet ons mekaar hierso in Pretoria en ons gaan na die troue toe. Die dag na die troue is ek in my neef se kantoor nou en ek laai nou net e-poste af en ek kry 'n e-pos van 'n familielid van my wat nou vreeslik kwaad is omdat ek my plaas verloor het en 'n artikel geskryf het vir die koerant. Sy vra vir my, kan ek asseblief hierdie artikel publiseer in die koerant? En ek lees die artikel, man, en die artikel is so vol haat en bitterheid. Ek skryf vir haar terug, ek sê nee, asseblief moenie hierdie publiseer nie. Ek wil nie ander moet gevul wees met haat om my onthalwe nie. Ek het geen haat nie. Ek het geen haat of bitterheid teen hierdie mense nie. Ek het met liefde gereageer en ek skryf toe 'n lang brief terug aan haar om te sê presies wat gebeur het, al die details wat gebeur het en wat my gesindheid is. En toe ek dit vir haar stuur, toe dink ek wel, miskien moet ek dit vir ander familielede ook stuur en vriende, net laat hulle weet wat gebeur. En ek stuur daai brief en is daai brief wat net so in die beeld gedruk was. En dis waar die hele storie van die publisiteit van hierdie storie gekom het, was daai brief, was natuurlik in Afrikaans vertaal, ek het dit in Engels geskryf. Ons gaan toe terug Zimbabwe toe, nou wat, ons moet nou dink om op te pak, waar gaan ons? Die ouetjie het vir my gevra, toe ons nou so praat, die nuwe eienaar, het vir my gevra, nou waar gaan jy? Ek sê vir hom, ek weet nie.
Ek het geen ander plek nie. Hy sê, haven't you got another house in town? Hulle het so 'n idee dat ons het vreeslik baie eiendomme en allerlei dinge, ons gaan enigiets doen. Ek sê vir hom, no, I don't. This is everything I have is in this farm. Ek sê vir hom, have you got another house? Hy sê, yes, I've got 3 houses. Ek sê vir hom, well, can I come into one of your houses? Hy sê vir my, no, you can't do that. Sê ek, don't worry, God will provide for me. I'm not worried at all. Ek is absoluut vol geloof. Die Here sal vir my voorsien. Ek het geen vrees nie. Regtig, ek het absoluut nie 'n klein bietjie vrees gehad nie. Daar was jy weet op daai tyd toe daai brief uitgaan, toe kry ek e-poste van oral van die wêreld, California en Australië en New Zealand en Engeland, oral, mense wat sê ons bid vir jou, ons bid vir jou, ons bid vir jou. Ons het gevoel asof ons so sweef op gebed. Ons besef daar's miljoene mense wat vir ons bid. En ons het geen vrees gehad nie. Maar ons bid, ek en Amanda, die Here praat elke dag met ons en sê vir ons, wag op my, vertrou op my, wag op my. Ek sê vir Amanda, ek wil vreeslik graag weet wat gaan gebeur, maar hierdie wagstorie is 'n bietjie moeilik. Maar ons wag. Sê Here, ons vertrou op U, ons wag. Seker vir 2 maande praat die Here so met ons. En toe op 'n dag lees sy in haar stilte tyd van Abraham en Isak. En ek, apart van haar, lees van Abraham en Isak. En ek maak my e-pos oop en iemand stuur vir my 'n boodskap, 'n profetiese boodskap, en hulle sê vir my, hierdie storie is soos Abraham en Isak. En toe die Here dit vir ons sê, toe weet ek gaan my plaas terugkry, want Abraham het vir Isak opgeoffer en toe het hy hom teruggekry, is dit nie? Ek weet toe dadelik, ons gaan ons plaas terugkry. Net omtrent daai tyd, toe kry ek 'n e-pos van iemand in Jeffreys Bay. Hierdie storie het ver gegaan, jong. Iemand in Jeffreys Bay stuur vir my 'n e-pos en hulle sê, hierdie is die boodskap vir jou. En hulle gee skrif daarso, en hulle sê net soos Moses water uit die rots, 'n ongewone ding, water uit die rots gebring het, so gaan die Here vir julle deliverance, wat's deliverance, uitkoms gee, uit iets wat ongewoon, iemand wat jy glad nie ken nie, iemand wat heeltemal vreemd is vir jou, gaan na jou toe kom en vir jou 'n boodskap gee van deliverance, nee. En ek sê vir Amanda, hierdie is 'n snaakse woord, iemand wat ons glad nie ken nie, gaan vir ons 'n boodskap om gee, dat ons verlos is van hierdie ding, die Here gaan ons plase teruggee. Man, 4 dae daarna, ry ek, nou is ek besig om hooi te sny en met my trailer, ek het so 'n dubbel as trailer gebou, met hoë kante om hooi nou te bring, en ek gaan deur die dorp, van die een kant van die dorp, deur na die ander kant toe, en my trailer is vol hooi gelaai, en toe ek so by 'n straat verbykom, is 'n T-aansluiting, hy moet vir my stop, en toe ek so verbykom, toe sien ek daar's 'n Mercedes, en die ouetjie hoed vir my, en flits sy ligte vir my, en ek kyk so, ek sien is 'n swart man wat daar sit, maar ek erken nie die Mercedes of enigiets nie, ek ry verby. Hy draai toe agter my aan, en hy flits sy ligte, en hy kom voor my, en ek sien maar hierdie ouetjie wil hê ek moet stop. Ek stop toe, en ek klim uit, en die ouetjie klim uit, 'n jong swart man, klim uit, en hy kom na my toe, hy sê vir my, you need to take my telephone number. Toe gaan sy op 'n vreeslike snaakse manier, hoekom praat hy nou met my oor telefoonnommer? Why must I take your telephone number? Sê ek. Hy sê, it's about the farm, and you need to take my telephone number. Ek dacht, okay, ek vat sy telefoonnommer, en hy sê, hy is nou besig by 'n ander vergadering, maar hy wil later asseblief kontak maak met my. Ek dacht, dis nou vreeslik snaaks, en hy klim in sy kar, en hy ry, en ek klim in my kar, ek gaan terug plaas toe, en ek begin te dink aan daai skrif, daai woord wat iemand vir my gestuur het, dat iemand
vreemd vir my goeie nuus gaan gee oor my plaas. En ek dink ek moet hierdie ouetjie bel. Later die middag bel ek die ou. Sê hy, kom ontmoet my by so en so plek. Ek gaan soontoe, dis nou 'n bietjie van 'n sleazy plek waar ek gaan toe daarso. En toe ek daar kom, toe sê hy vir my, they can't take your farm away from you. Sê ek, maar wie is jy om dit te sê? Sê nee, hy is deel van die presidentskantoor, president's office en so aan, en hulle mag nie my plaas van my afneem nie. Daar is, hy sê, daar van die mense is al klaar gearresteer, onder andere die ouetjie wat vir my gesê, do you know who I am? En hy weet toe presies wat daar aangegaan het. So dink ek, hierdie ouetjie weet wat aangaan. Hy het inligting hierso wat, jy weet, daar's geen manier wat hy dit net sommer kon weet nie. He's got inside information. En ek vra hom toe uit, en hy wil nou nie eintlik vir my alles sê nie, maar hy sê net vir my, you're going to get your farm back. You're going to get your farm back. Sê vir my. In elk geval, ek los dit toe, my vergadering is klaar, maar ek kom terug na Amanda, ek sê, ek het nou net 'n wonderlike nuus gehoor. Ons gaan ons plaas terugkry. Ek weet nie, daar's geen confirmation van dit, is nie offisieel nie, maar hierdie ouetjie het dit nou vir my gesê, en die Here het vir my gesê, ek gaan 'n woord hoor van iemand wat ek glad nie ken nie, en ek het nog nooit weer daai ouetjie gesien nie, net daai dag. In elk geval, 'n paar dae daarna, as ek in 'n kantoor van 'n swart man, en die man, ons praat oor 'n paar dinge, en die man sê vir my, oor die landkommissaris is baie siek, hy het 'n ligte beroerteaanval gehad, die man wat vir my kom sê, ons gaan jou plaas neem, wat 'n bevel was, hy is siek, hy het 'n ligte beroerteaanval gehad, en die Here sê vir my, gaan bid vir daai man. En jy weet, as die Here met jou praat, moet jy dadelik gehoorsaam, moet jy nie bevraagteken en 'n bietjie wag en jy weet, antwoord, wees gehoorsaam dadelik. In elk geval, so vinnig as wat ek kon, binne 'n dag het ek daar gegaan na die landkommissaris se kantoor, ek weet waar dit is, en ek klop aan die deur, en hy is besig met 'n vergadering, en daar's sommer baie mense, seker 'n stuk of 12 of 15 mense in sy kantoor, en hy's agter sy lesenaar, maar toe ek die deur oopmaak, toe sien ek, man, hierdie man is siek. Hy het so warm dinge aan, en hy is sommer grys, hy lyk siek. En ek sê vir hom, Mr. Shoko, I've heard somebody saying that you're sick. I've come to pray for you for healing. Would you mind if I give me 1 minute of your time? Would you mind if I pray for you? Nou is al die mense so daar. Hy sê, please do. Maak die deur oop, gaan in, klim oor al mense se bene, gaan agter sy lesenaar, ek lê my hande op en ek bid vir hom. Here, seën hierdie man, genees hierdie man, wys u self aan hierdie man, laat hy weet dat u God in Israel is. En maar is 'n kort gebed. Toe ek amen sê, toe sê almal in die almal sê amen terselfdertyd. Hy sê toe vir my, thank you very much, en ek gaan uit. Ek het nie gekom om vir my plaas terug te vra nie, ek het gekom om te bid. Dis wat ek gedoen het. Ek gaan toe huis toe. 'n paar dae daarna is ek en Manda by 'n restaurant, eet ons Sondagmiddag daar, en 'n prokureur kom by my verbygestap, en ek ken die ouetjie, en ek groet hom toe, ek sit my hand uit, en ek groet hom. Hy kom staan toe langs my, en hy sê vir my, I believe that you've prayed for the land commissioner and he was healed. Dis toe nou die eerste keer wat ek dit hoor. Toe sê ek, where did you hear that from? Waar hoor jy dit? Hy sê, dit was nie koerant gewees. Ek het die koerant. Ek lees nooit koerant nie. Die koerant is so vol rubbish, ek lees nie die koerant nie. In elk geval, ek sê van, okay, dis nou interessant. Later die week gee iemand vir my die koerant uitknipsel. Dit sê daar's 'n Zimbabwe koerant uitknipsel. Dit sê farmer prays for his enemy. En die Here het daai man genees. Absoluut genees. Was wonderlik geweest. In elk geval,
'n paar dae, ag seker 'n week of so, daarna kry ek 'n foonroep van die landkommissaris. Sê vir my, please come and see me in my office, sê vir my. Toe vinnig voeg hy by, don't worry, it's good news, sê hy vir my. Sê ek, okay. So vinnig gaan vir goeie nuus, nee. Ek ry toe na sy kantoor, toe gaan daar so in, toe ek inkom, toe sien ek, man, hierdie man is gesond. Hy lyk gesond, hy's bakker en so aan. Ek sê vir hom, ek vra vir hom hoe dit met hom gaan, hy sê nee, hy is heeltemal genees, hy is sommer baie perdfris gesond. Ek sit toe en hy sê vir my, the lands, the Minister of Lands, dis nou die oukie in bevel in die land. The Minister of Lands has just been here this weekend, and I've made recommendation that we reverse your farm issue. We want people like you to farm, and we are going to give you your farm back. Ek kon amper nie glo nie, maar dit ek al klaar nou gehoor en van daai ongewone persoon en verwag wat gaan gebeur. Ek sê vir hom, baie dankie, ek waardeer dit regtig waar. En dit was dit. Ek gaan by sy kantoor uit, ek my plaas teruggekry. Man, dis nie 'n week of so later nie. Is Manda se kar by 'n mechanic om gediens te word, en ek gaan nou om na die mechanic om die kar te kry en net uit te vra oor die kar, en toe ek daar aankom, is die mechanic besig met iemand anders se kar, en daar's 'n kort mannetjie, kort dik mannetjie, swart man in 'n baie netjiese pak klere daarso, en ek groet die man vriendelik in sy eie taal, en ons begin lekker gesels oor plaasdinge en allerlei goeie, so lekker gesels. Maar die mechanic sê vir die ouetjie, this is Mr. Jackson. Oh, say, I'm so glad to meet you. I've been really wanting to meet you. I'm very, very glad. En hy gaan aan en aan oor hoe bly hy is om my te ontmoet. Ek dink, hoekom is hierdie ouetjie so bly? Wie is hy, jy weet? Hoekom is hy so bly om my te ontmoet? Jy weet, wie is ek? Maar die ouetjie sê nie vir my wie hy is nie. Nou vir ons gesels vreeslik lekker, en na rukkie is hy nou fort, en toe sê die mechanic, do you know who that is? Sê ek, nee, ek weet nie wie dit is nie. Toe sê hy, dis die chief magistrate of Gweru, die top magistraat. En ek begin te besef, maar as ek geveg het vir my plaas, sou ek voor hierdie man gestaan het. Ek sou teen daai landkommissaris gaan het, en daai prokureur sou my verteenwoordig het, soos hy baie ander plaasboere verteenwoordig het, en hy het almal verloor. En hier is almal van hulle vriende met my. En ek besef, die skrif sê, that the Lord will make even your enemies to be at peace with you. Dis die Here. En hoe wonderlik die Here vir ons was. Ek meen, van toe af is ons nou net besig om te boer, en daar's ander dinge wat gebeur wat ek nou nie vir julle kan sê nie, wat die storie is nog nie heeltemal kompleet nie, maar die Here begin vir my 'n deur oopmaak, soos wat ek nog nooit kon gedroom het nie. En die feit dat ons hier is een van daai deure, om met die Afrikaner mense te praat oor hulle geloof in God, en te sê, draai terug na die Here toe. Draai terug na die Here toe. Die Here het wonderlike dinge vir ons gedoen, maar is nie net vir ons nie. Ons besef, die plaasstorie van my is 'n baie groter ding as net die feit dat ek my plaas teruggekry het. En ek sê vir mense, die Here het my 'n ander plaas gegee, baie groter plaas. En dit is 'n plaas met baie goeie grond. En die saad is hierso. En die grond is die Afrikaner mense. En ek dink julle harte is reg en oop vir die saad van die woord van God nie. Die Here het vir my hierdie plaas gegee. En ek glo, daar gaan 'n herlewing kom onder die Afrikaner mense soos 150 jaar terug gebeur het. So, dit is my storie.
Die Here is goed vir ons en ek glo ons gaan baie groot dinge sien en ek wil net vir julle sê, weet nie hoeveel van julle vanmôre hier was of nie hier was nie, maar ek wil net vir julle sê dat 150 jaar, net oor die 150 jaar terug, was daar 'n Skot by die naam van Andrew Murray, wat die Here gestuur het, om onder die voortrekkers, onder die Afrikaner mense te kom bedien, en daar was 'n massiewe herlewing onder die Afrikaner mense. Is vir my eienaardig dat die Here nou weer 'n Skot gebruik, in die naam van Angus Buchan, om weer onder die Afrikaner mense te bedien. My afkoms is nou Engels, Jackson is van Engels, maar noord net naby aan Skotland, waar ek vandaan kom. En ek glo die Here het 'n wonderlike herlewing wat hy beplan vir ons Afrikaner mense. Ek glo dit, dis waarvoor ek staan. Dankie. Sorry, kan ek net een dingetjie wat ek nou vreeslik graag wou vir julle sê, en dit is 'n bemoediging vir julle. 'n Skrif wat die Here vir ons gegee het in die donkerste tyd was Psalm 74. En ek wil hê julle, veral julle plaasboere wat sukkel met julle grond en met dinge wat sukkel met vrees en al die dinge wat om julle aangaan. Vat hierdie skrif vir julle self, nê. Nee. Dit sê hierso in Psalm 74, vers 12. En die Here het vir ons hierdie vers gegee toe ons reg in die middel van die dinge was. Yet God is my king from of old, who works deeds of deliverance in the midst of the earth. Hy doen werke van wat deliverance nou weer? Verlossing. Hy doen dade van verlossing. Hy verlos ons, nê. Nee. Nou, 'n bietjie verder aan, vers 16 sê dit, thine is the day, thine is the night. Thou hast prepared the light and the sun. Aan u behoort die dag en aan u behoort die nag. Die nag behoort nie aan die duiwel nie. Die nag behoort aan die Here. En ons moet weet dat daar in Genesis net na die vloed, nê, met die reënboog gee die Here vir Noag 'n belofte en hy sê daar sal altyd dag en nag wees. Somer en winter wees. Ons moenie dink ons gaan net somers hê nie en net dag hê nie. Daar is dag en nag, maar die nag behoort ook aan die Here. Jy moet nooit vrees die nag nie. Nooit vrees die donkerte nie. Die nag behoort ook aan die Here en die Here vat ons deur. Daai Psalm 23 so wonderlik. Hy sê, u lei my deur die dal van doodskaduwee. Nie in nie, deur. Deur beteken 'n ander pad uit. Nou, die volgende versie sê, thou hast established the boundaries of the earth. God bepaal hoe ver mense kan gaan. The boundaries, nee, God bepaal dit. En dan vers 18 sê, remember this, O Lord, that the enemy has reviled and the foolish people has spurned thy name. En vers 19 is die centrale versie wat ek nou toe wil kom. Do not deliver the soul of thy turtle dove to the wild beast. Do not forget the life of thine afflicted forever. Do not deliver the soul of the turtle dove. Praat hy van ons van daai tortelduifie. Moenie daai tortelduifie gee aan die wilde gedierte nie. Dan kan jy dink daai wilde gediertes is so om daai klein ou tortelduifie en hulle knars met hulle tande en hulle spoeg en skuim en hulle wil alles wat hulle doen, wil hulle net daai duifie verskeer. As dit daai duifie daar so in die hand van die Here, in absoluut vrede. Jy kan in absoluut vrede wees. Maak nie saak dat hulle jou wil verskeer nie. As jy op die Here vertrou, absoluut vrede.